1 Samuel 18. Vriendskapsverbond tussen Jonathan en Dawid. Saul begin om Dawid te haat. En nadat hy sy gesprek met Saul beëindig het, het die siel van Jonathan verkleef geraak aan die siel van Dawid. En Jonathan het hom lief gekry soos sy eie siel. En Saul het hom die dag geneem en hom nie na sy familie laat teruggaan nie. Toe sluit Jonathan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom lief gehad het soos sy eie siel. Daarby trek Jonathan sy mantel uit wat hy aangehad het en gee dit aan Dawid, ook sy klere, ja selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. En Dawid het uitgetrek. Oral waar Saul hom gestuur het, was hy voorspoedig, sodat Saul hom oor die krygsmanne aangestel het. En dit was goed in die oë van die hele volk en ook in die oë van die dienaars van Saul. En toe hulle tuis kom en ook Dawid terug was nadat hy die Filistyn verslaan het die vroue uitgegaan uit al die stede van Israel met sang en koordanse, met tamboeryne, met vreugdegeroep en met triaangils koning Saul tegemoet. En die vroue wat vrolik was, het gesing en gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. En Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë, en hy sê, hulle het Dawid die 10.000 gegee, maar my die 1000 gegee. Hy moet nou nog net die koningskap kry. En van die dag af en verder het Saul die oog op Dawid gehad. Die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne in die huis, terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel. En Saul 'n spies in sy hand hou. Toe gooi Saul die spies en sê, ek wil Dawid teen die muur vassteek. Maar Dawid het 2 maal vir hom pad gegee. En Saul was bevrees vir Dawid, omdat die Here met hom was en van Saul gewyk het. Daarom het Saul hom uit sy teenwoordigheid verwyder en hom aangestel as owerste oor 1000, sodat hy voor die manskappe uit en ingegaan het. Dawid word die skoonseun van die koning. En Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die Here was met hom. Toe Saul sien dat hy baie voorspoedig was, het hy vir hom bang geword. Maar die hele Israel en Juda het Dawid lief gehad, want hy het voor hulle uit en ingegaan. Verder het Saul vir Dawid gesê, hier is my oudste dogter Merab. Haar sal ek aan jou as vrou gee. Wees net vir my 'n dapper man en voer die oorlog van die Here. Want Saul het gedink, laat my hand nie teen hom wees nie, maar laat die hand van die Filistyne teen hom wees. Maar Dawid het vir Saul gesê, wie is ek, en wat is my familie, die geslag van my vader in Israel, dat ek 'n skoonseun van die koning sou word? Maar teen die tyd dat Merab, die dogter van Saul, aan Dawid moes gegee word, is sy aan Adriel, die Meholatiet, as vrou gegee. Maar Michal, die dogter van Saul, het Dawid lief gekry, en toe hulle dit aan Saul meedeel, was die saak in sy oë reg. Want Saul het gedink, ek sal haar aan hom gee, dat sy vir hom 'n stryk kan wees, en dat die hand van die Filistyne teen hom kan wees. Daarom het Saul vir Dawid gesê, vir die 2de keer kan jy vandag my skoonseun word. En Saul het sy dienaars bevel gegee, spreek met Dawid in die geheim en sê, kyk, die koning hou van jou, en al sy dienaars het jou lief. Word nou maar die koning se skoonseun. Die dienaars van Saul het toe hierdie woorde voor die ore van Dawid gespreek, maar Dawid het gevra, is dit 'n kleinigheid in julle oë om die skoonseun van die koning te word, terwyl ek 'n arm en geringe man is? En die dienaars van Saul het hom dit meegedeel. Sulke woorde het Dawid gespreek. Toe sê Saul, so moet julle aan Dawid sê, die koning het behaag in geen ander bruidsprys as 100 voorhuide van Filistyne nie,
as wraakneming op die vyande van die koning. Saul het naamlik daarop gereken om Dawid te laat val deur die hand van die Filistyne. Toe sy dienaars hierdie woorde aan Dawid meedeel, was die saak reg in die oë van Dawid om skoonseun van die koning te word. En voordat die dae verstreke was, het Dawid hom klaargemaak en met sy manne uitgetrek en hulle het 200 man onder die Filistyne doodgeslaan. En Dawid het hulle voorhuide gebring en dit is voltallig aan die koning afgegee, sodat hy die koning se skoonseun kon word. Daarop het Saul aan hom sy dogter Michal as vrou gegee. Toe Saul sien en merk dat die Here met Dawid was, en dat Michal die dogter van Saul hom liefhet, het Saul nog meer bevrees geword vir Dawid. En Saul het Dawid se vyand geword al die dae. En die voorste van die Filistyne het uitgetrek, en so dikwels as hulle uittrek, het Dawid meer voorspoed gehad as al die dienaars van Saul, sodat sy naam hoog geëerd was.